Hi en welkom hierso by Inspireer. Ons is besig om te gesels oor 'n lewe van aanbidding. Hoe lyk 'n lewe van aanbidding? Nou, wat is een van die dinge wat ek en jy kan doen wat werklik bewys dat ek en jy God aanbid? Wat kan ek doen vandag om seker te maak dat ek my hart so vir die Here oordra? Here, ek wil vandag kom en ek wil U aanbid in al die volheid. Nou, een van die dinge wat ek en jy kan doen is om gehoorsaam te wees aan hom. Nou daarso in 1 Johannes 5 vers 3 lees ek saam met jou. Hy sê die liefde vir God bestaan daaruit dat ons sy opdragte gehoorsaam. En sy opdragte is nie moeilik nie. Dat ons sy opdragte gehoorsaam. Wat is die opdragte wat Christus my en jou gee? Wel, Matteus 28 daarvan vers 19 af sê hy, ek en jy moet gaan en disippels maak. Ons moet mense bereik, hulle wen vir die koninkryk, hulle doop en dan moet ons 'n pad saam met hulle stap. Hy sê ons moet hulle oplei, ons moet hulle onderrig, dit wat hy ons beveel het. In Handelinge 1 voordat hy opvaar hemel toe, beveel hy ons dat ons getuienis, dit wat hy vir my en vir jou kom doen het, dat ons dit sal gaan verkondig. Hy sê dat ons mekaar moet lief hê. So kommunikeer hy dit aan ons. Dit is sy opdragte aan ons. Dit is sy verwagting van my en jou. En ek kan aan min dinge dink wat so mooi aanbidding opsom, soos ek en jy wat gehoorsaam is aan die opdragte van dit wat Christus my en jou gegee het. Hy sê dit is nie moeilik nie en hy sê dit eintlik maar omdat ek en jy die gees van God ontvang het. Ons helper wat ons nooit los nie, wat altyd saam met ons is. Maar mag ek en jy vandag hom ook aanbid deur gehoorsaam te wees aan die dinge wat hy my en jou beveel. Hy sê dis nie moeilik nie en ek glo wanneer sy gees ons lei, dan kom dit uit ons binneste uit. Kan ons nie help om te gaan getuig, om goed te doen aan mense, om lief te wees vir hulle, om hulle te onderrig en op te lei nie. So kom ek en jy aanbid hom ook vandag deur gehoorsaam te wees aan hom. Mag Here jou seën vandag, mag die gehoorsaamheid en die aanbidding uit jou uitvloei en dan mag jy mense wen vir sy koninkryk. Seën vir jou. Totsiens.